die huis, die bakplek, die stoorplek, dalk is daar nog items wat nie vir die olifanttafel of vir die ander veilig kan skenk. Indien so, net met LZ word daar 'n verbinding tree, neem 'n foto van die artikel en 'n kort beskrywing en ons vra dat u ook op die aanlyn sal aanmeld. Dopperkerkcafé Vrydag die 10de, Skakel Gilde Vrydag die 14de Augustus. Bespreek by mekaar by die kerkkantoor. Ons sê die volgende broeders en susters geluk met hulle verjaardag. Maandag die 60, hulle kan Stefan Swanepoel. Dinsdag tot 3 verjaardag, dooplet maak Kevin Botha, Suster Tina Botha en Suster Elise de Beer. Woensdag verjaar Tinus Pretorius. Vrydag sê ons geluk aan dooplet maak Zantay Besuinert en Janneke Buitendag. En Saterdag verjaar dooplet maak Jacob van Stade. Ons praat steeds voorbereid vir broeder Johan Jansen van Vieren, wat steeds sukkel met sy gesondheid, dat is weer in die week en Vrydag weer sy hindoe vir mediese ondersoeke. Baie sterkte broeder Johan hindoe, ek sister aan, doodlik aan julle. Geliefdes, ons bly net so sit, vir die woord op die seëngroet, en daarna gaan ons as loflied sing, Psalm 47, daarvan die eerste 2 verse. Ongelukkig het ons nie vanoggend 'n orgelis nie, maar ons het wel die manne gereed agter die rekenaar, so hulle sal vir ons begelei. Psalm 47 vers 1 en vers 2, na die woorde en seëngroet. Maar kom ons begin altyd ons erediens met die openlike verklaring, die woorde. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp wees? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde, vrede, word julle ryklik geskenk van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons luister na die nodige aandag na God se wet in Eksodus 20 en dan gaan ons as deel van ons broederhoef en skuldbelydenis sing lied 233.
Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesteende beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek wys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik. Maar die Here sal die wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbat, dit is heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verneembaar geword in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enigiets anders wat van jou naaste is. Ons Vader wat in die hemel is, Here ons God, ons wil die loof en die prys vir die besondere genade dat ons vanoggend weer so saam mag wees. So Here, ons is midden getaan en ons sukkel om te sing, maar o Here, ons harte is brandend en vol liefde vir U. Ons sing omdat ons in U bly is. Ons sing omdat ons in al sy verwondering oor die grootheid en die almag staan en ook nou buig en aanbid. O Vader, is ons gebed dat U ons sal seën deur die teenwoordigheid. Dat U ons sal seën deur die vervulling van die Heilige Gees. Sodat ons nou 'n ware ontmoeting met U, die Allerhoogste God, sal hê. Dat ons aan die einde van die eerdiens sal bely. Hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin, hy is die einde. Hy is die bron van ons lewe. En sonder U, o Here, kan ons nie lewe nie, wil ons nie lewe. En waar ons ook nou so in die teenwoordigheid staan, voel ons
ook dat al ons lewe tekort skiet, want die heilige standaard van U vir ons stel in die wet. Ons bely by Here dat ons sondig, elke dag, nie teen een of twee nie, maar teen al U gebooie. En daarom vra ons dat U ons sal help en sal lei, dat ons beter sal doen, beter sal leef, meer volmaak die voorbeeld van ons Here Jesus Christus sal uitleef. Here, wat U het ons gemaak, sout in die sout, lig in die lig. U het ons geroep as 'n stad op 'n hoë berg wat wyd die lig van genade, van hoop en liefde, van vrede, van die evangelie uitkaats in 'n donker wêreld. Dit is ons gebed dat U ons sondeskuld sal vergewe en Heer ons sal lei deur die Heilige Gees, dat ons sal gehoor gee aan die roeping en dit sal uitleef. O Vader, ons sien uit met verwagting na die verkondiging van die woord, en is ons gebed dat U deur die bediening van die woord ons vanoggend opnuut sal versterk in die geloof, ons sal bekragtig in die hoop, ons sal voed in die Gees, sodat ons kan leef met troos en sekerheid in 'n wankelende wêreld. Dankie dat U woord vir ons die ware noord aandui, U woord vir ons die kompas en die lig is. Lei ons deur die Heilige Gees op die gebaande wiel. Hou ons op die weg, want dit is ons fokus en ons roeping om U te verheerlik bo alles, mekaar lief te hê en te dien. O Vader, ons bid dat U ons gemeente sal seën, dat ons die werk sal doen wat U ons gee, met die gawes sal dien tot U verblyding. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Dit is ons lied 188, daarvan vers 1 en vers 2. Kom dan nou, met haar hemel en aarde, loop tot een liefste aarde, van vroeg van kusmeer af, ik ben ons grote woord, en tot vannacht toe nog, te zien in gespaar. O God, zorg dit goed, keer ons zolang komt Heere, altijd een blije hart, als de kiemelig vrede. Laat die genade ons beveiligd in de God, en ook bedienen ons van struikelen bewaar. Gelukkig is ons skriflesing vanoggend uit Jeremia hoofstuk 29, 2 dele, en dan ook enkele verse uit Filippense 3. Die wat wil volg kan die Bybel oopmaak by Jeremia 29 en ook Filippense hoofstuk 3. Ons lees saam van vers 4. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Baal toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en gee die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daarin Baal baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Vers 10, so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf, en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem
toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Filippense hoofstuk 3, vers 17 tot 21. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ek ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die mag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is hartsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee alles aan hom self onderwerp het, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Vers 20, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Jeremia 29 vers 11 is ons teksvers. Hierdie kosbare belofte. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die vraag waarmee ek en jy vandag leef, is nie meer net teoreties nie. Baie van die vrae waarmee ek en jy die aande gaan slaap en in die oggend as jy opstaan, is konkreet. Deel van die praktyk van ons lewe. Ons voel dit na in die huis. Die afgelope paar weke het die geraas van die wêreld ongekende hoogtes bereik. Wie weet, dalk het jy ook gesien daardie video wat wyd op sosiale media versprei is van 'n EFF ondersteuner en 'n spesifieke aanhanger van hulle militêre vleuel wat gesê het dat die 30ste Julie die laaste dag is vir die wit man in hierdie land. Blankes moet hulle tasse pak en teruggaan waar hulle vandaan kom. Anders sal hulle vervolg word. Tesame met hierdie dreigemente sit ons met die jarelange uitmergelende politieke swaard van die ANC-regering oor ons grond, oor ons plase, oor ons eiendom, oor kaarttransport. Hang daar die swaard oor grond wat met bloed en sweet en trane en geslagte lank se arbeid opgebou is. Die bedreiging van ons eiening, ons spanne, ons gryp dit sonder vergoeding. En wanneer hierdie twee strome mekaar ontmoet, die dreigement van fisiese vervolging en geweld, van bloedvergieting en van die vat en die gryp en die onteiening van jou lewensbestaan en erfenis, dan skip die fondamente. Dan wonder jy nog, het ons nog 'n plek en hierdie pragtige land aan die suidpunt van Afrika? Is nie altyd dat ons die hekke toemaak en waai nie. Moet ons nie eerder ook begin kyk na vlugtelingstatus na Amerika of Europa? Nuwe programme moet maar oppak en die pad oor see vat. Want wat is my as Christen, as gelowige se roeping dan nog in hierdie land? In so 'n geweldige storm. En my broers en susters, ons gaan nie vanoggend politieke debatte voer. En ons gaan nie vanoggend nuus ontleed nie. Ons gaan in God se woord indelf en diep kyk om te hoor wat sê die koning van die kerk vir sy kinders, vir sy mense wanneer die land skud. Wat is ons roeping? Moet ons hier gee? Of moet ons hier bly? Kom ons staan vir 'n oomblik by die antwoorde wat die skrif ons gee.
deur die profeet Jeremia, wat geskryf het vir mense wat in presies dieselfde eksistensiële krisis is waarin ons bevind. Om te verstaan wat die Here vir ons vandag wil sê, moet ons eers gaan kyk na wat die Here oorspronklik vir sy volk in ballingskap gesê het deur sy profeet. God se volk het alles verloor. Hulle is deur vyhandige mense gegryp en uit hulle land uit weggesleep na 'n ver en vreemde plek. Hulle stad is verwoes, tempel platgebrand. Hulle het alles verloor. As ballinge en vlugtelinge sit hulle nou in 'n land waar die leiers hulle gehaat het. Waar daar 'n totaal en al 'n goddelose kultuur geheers het en geen regte aan geen mens gegee is. Daar was destyds ook twee groepe profete, jy raak met 'n krisis in die godsdienst. Die valse profete het gesê, moenie bekommerd wees nie, Israel, hierdie is tydelik, net 2 jaar, en God sal Babylon vernietig, en julle weer teruglei na die beloofde land, en julle hervestig in Jerusalem. Maar dan aan die ander kant was daar die ware profeet, die een wat God self gestuur het, Jeremia. En die boodskap wat Jeremia gebring het, moes hierdie mense tot in hulle fondament gebring het. Want hoor wat sê hy, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel aan die ballinge, wat ek uit Jerusalem na Babylon in ballingskap weggevoer het, bou huise, woon daarin, plant tuine, en hier die opbrengs daarvan. Neem vroue, verwek seuns en dogters, vermeerder daar, moenie verminder nie, en soek vrede, die vrede vir daardie stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid tot die Here vir daardie stad, sodat julle vrede kan hê, en in vrede kan leef, sê die Here. Vriende, kyk mooi na die opdrag wat die Here gee. Ten tye van politieke vyhandigheid en onsekerheid en angs, sê die Here nie, pak gou julle tasse, staan gereed, hier in die hand, reismantel aan, vlug en trek na die volgende land toe. Nee. Die Here sê bou, hy sê plant, hy sê vermeerder, soek vrede en bid vir daardie land wat dit nog vrede het. Nou hier is die grootste sleutel vir ons as boere en vir ons as Christene in Suid-Afrika. Die wêreld dink in terme van politieke toeval. Maar die ware kind van God, die Christen, die gelowige, praat eerder in terme van goddelike voorsienigheid en goddelike plasing. Luister weer wat sê die Here in vers 4, die ballinge wat ek weggevoer het. As jy fyn geluister het, sou jy die 3 keer gehoor. Die Here neem eienaarskap. Dis ek wat julle weggevoer het. Die Babyloniërs was maar net 'n instrument. Ek het julle uit Jerusalem gaan uithaal. En ek het julle weggevoer na die ooste. En ek het julle gebring in die land van Nebukadnesar. En julle gaan wat bly in Babel. Dit was ek. Dit was my wil. Ek het julle deur my profete deur die eeue gewaarsku. Julle wou nie hoor nie, as julle straf. Ek het gesê ek gaan dit doen en hier is dit. Moenie luister na die profete wat sê dit gaan maar net 2 jaar duur nie. Vir 70 jaar kan jy in die vrede wees en daarom bou en plant en vermeerder en bid. Ek is in die Here. Die geliefdes in die lig hiervan, moet ons onsself vandag vra, wie het gemaak dat ek en jy vandag hier is? Wie het gemaak dat ek en jy hierdie of daardie plaas of eiendom of besigheid het? Wie het vir jou gegee? Wie het bepaal? Dis nie historiese toeval nie. Dis ook nie 'n speling van die lot nie. Die skrif sê in Handelinge 17:26, uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon, en hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Dit is God wat mense plaas op 'n spesifieke plek vir 'n bestemde tyd. Dit is God wat die grense bepaal en vasstel en ons bewegings ook manipuleer. Jy is nie per toeval in die heel mooiste land in Afrika. Jy is ook nie per toeval in Ludwig hier die hange van die Soutpansberg nie. Die grond wat jy besit en die gemeenskap waar jy woon, het nie per ongeluk gebeur nie. Nee,
God het jou spesifiek in hierdie tyd daar geplaas, met oog soos 'n tyd soos hierdie. Wanneer die ANC regering praat van onteiening sonder vergoeding, dan weet hulle nie dat vir alles, letterlik alles, elke millimeter aan God behoort nie. En daar kan geen regering een enkele hektaar vir ons skuif as die Here van die leerskare dit nie toelaat nie. Selfs al laat God toe dat sy mense deur beproewing gaan, bly hy steeds die ewige eienaar en beskikker van ons lot. Ons roeping is in die eerste plek om getrou te wees op daardie plek waar die Here ons geplant het. Solank as wat hy ons die geleentheid en die genade en die grasie daartoe gee. Nou kom ons beantwoord of probeer beantwoord die vraag wat soveel gesinne in donker uur van die nag om 'n kombuistafel sit en oor praat. Is dit dan verkeerd om te emigreer? Is dit 'n gebrek aan geloof om te gaan na Amerika, Australië of Europa wanneer die deure vir my daarna toe oopgaan? Geliefdes, ons moet dit baie duidelik stel. Dit is nie sonde nie. En dit is nie verkeerd nie. Reg deur die Bybel sien ons hoe dat die Here migrasie gebruik om sy kinders te lei en te beskerm. Dink byvoorbeeld net aan Abraham. Die Here sê van uit, weg uit jou geboorteland, jou eie huis, jou eie mense, jou eie familie, en gaan na die land wat ek vir jou sal aandui. Met ander woorde, Abraham migreer. Dieselfde met Jakob en sy seuns. Die Here vat hulle uit Kanaan Egipte toe. Ons dink aan Josef en Maria. Die Here Jesus se ouers toe hy as 'n klein seentjie onder die swaard van Herodes uitgeruk is in Egipte toe. Die Herodes al die klein seentjies in Bethlehem wou doodmaak. Die Here gesê migreer Egipte toe vir 3 jaar. As die Here vir 'n gesin 'n duidelike deur oopmaak, as daar vir jou 'n pad is wat in gebed en met nugtere wysheid aangewys word, en jy besluit om jou gesin te skuif, as jy weet daar's vir jou toekoms daar, staan jy nie onder die oordeel van God nie, maar staan jy vry om die keuse te maak. Maar hier is 'n belangrike waarskuwing. As jy vlug weens vrees, en mag jy hardloop. Daar is 'n reuse verskil om deur God gelei te word na 'n nuwe plek, as om deur 'n gees van vrees gejaag te word uit jou land uit. Vrees is 'n slegte raadgewer. As jy hardloop omdat jy dink dat God net in Amerika is, of in Sydney, Australië is, of in Frankryk is, of in Amsterdam is, en hy's nie hier in Suid-Afrika, op die plase van Limpopo, of in die Karoo, of in die Soutpansberg nie. Die broers en dink hy's net in Washington of Texas, maak jy vir. As jy bly jy in geloof, omdat 'n roeping is wat jy van God voel, en as jy migreer of trek, dan loop jy in geloof. Maar moenie dat 'n video van 'n politieke opstoker op sosiale media die kompasnaald word, wat jou en jou gesin se toekoms rig nie. Rig jou kompas eerder na die gees van God. Vir diegene van ons wat vandag hier sit, wat weet dat die Here vir ons hier geanker het en hier vir ons 'n roeping het, wat is ons spesifieke opdrag? En hoe wonderlik is dat die Here vir ons deur hierdie teks presies dieselfde opdrag gee, 'n vierledige praktiese roeping. In die eerste plek bou huise en woon daar. Die grootste versoeking in Petrus is om op te hou belê, op te hou om in stand te hou, te leef asof môre nie meer bestaan nie. Die eerste gerugte wat ons gehoor het van onteiening van grond en van plase, was 'n predikant in Ellisras. En was daar in die gemeente 'n oom, hy was 'n ouderling. En toe hy hoor dat die regering daar die plaas gaan vat, het hy opgehou boer. As die wild deur die heininge breek, het hy dit gelos. As die hekke loskom, die skeef van het hy het gelos. En nadat hy plaas moes opgee, want hy kon nie meer daar boer nie. En iemand anders het ingekom, en die plaas weer opgeknap. Die paaie en die laan is oopgemaak. En suksesvol daar geboer, hy doel tot nou toe. Die Here sê nie bou. Party sê, waarom moet ek veilingsreg maak, waarom moet ek infrastruktuur op die plaas in stand hou, as hulle in elk geval gaan vat?
God se opdrag is die teenoorgestelde bou. Gaan voort met jou lewe. Rig jou huishouding in. Moenie in 'n konstante staat van paniek leef, waar jou tasse altyd gepak, netjies in 'n ry gereed in die gang staan nie. Dit eer God. Dit wys dat jy meer glo in die dreigemente van politici as in die voorsienigheid van jou hemelse Vader. Plant tuine en eet die vrug daarvan. As boere, baie van ons, wat van die aarde leef, van die grond leef, is hierdie 'n direkte woord. Gaan voort met jou werk, onderhou en versorg jou boorde, plant jou gewasse, doen jou daaglikse take met uitnemendheid. Want wanneer 'n boer, 'n aardappelboer of 'n saad in die grond sit, is dit meer as net 'n ekonomiese aktiwiteit. Is dit 'n belydenis, is dit 'n geloofsdaad. Want daardie saad wat jy plant, is 'n daad van geloof en aanbidding. Dis om vir die wêreld daardeur te sê, ek glo in God. En ek glo dat hy beheer is van die weerpatrone, die reën, die vasgestelde op die regte tyd, dat hy beheer oor die toekoms en nie die parlement nie. Dit beteken ons moet geestelik en as 'n gemeenskap sterk staan. Ons maak nie toe dat die moraal van ons gemeenskap uiteenstort nie. Ons moet mekaar eerder aanspoor en bemoedig. Ons gesin in die vrees van die Here groot maak en sorg dat die kerk van die Here hierdie tyd nie kwyn nie, maar uitbrei en groei, floreer, sterker word. As ons as 'n regte eenheid saamstaan, kan dit gebeur. Geliefdes, en dan het ons soek die vrede van die stad en bid vir hom. Ook 'n opdrag van die Here, dit is seker die moeilikste en die mees uitdagendste van al hierdie roepings. God sê vir ons net om te bid vir Babylon. Vir daardie land wat hulle gaan haal het, en gaan wegruk het en wegsleep het in ballingskap. Dat die lewe vir hulle hel maak, wat hulle onderdruk. God sê bid vir hulle. Hulle is julle vyande. Wat beteken vir ons vandag? Dit beteken dat ek en jy 'n roeping het as Christene, as kerk van die Here, om te bid vir hierdie land, ja, ook te bid vir ons regering. Te bid vir diegene wat aangestel is, ter hulle wat die swaar dra, sê Romeine 13. Maar dat ons die Here sal bid, dat hy ons politieke leiers tot bekering sal bring, om te regeer volgens sy wil. Dat ons sal bid, o Here, dat U al die wreedaards sal terughou, sal teerhou, al die geweldenaars. Ons moet soek na vrede en reg te doen, barmhartigheid lief te hê, en ons gemeenskap en ons werkers te behandel met dieselfde liefde en waardigheid van Jesus Christus. En die vrede van hierdie land, my broers, dit is ons eie vrede opgesluit, is toch logies, as die land brand, dan brand ook ek en jy, dan brand ons plase, brand ons besighede, brand ons gemeenskap. En daarom kan 'n Christen nooit hoop op ondergang of chaos, so dat kan dit instort. Maar ons is geroep om 'n sout en 'n sout en 'n lig en 'n lig te wees in die wêreld, presies waar die dorwerheid en die donkerheid die grootste is. En wie dit te kan doen sonder moedeloos te word, ja, moet ons perspektief verskuif na die Nuwe Testament. En dit bring ons by die teks wat ons gelees het in Filippense 3 vers 20. Want dit moet tot ons deurdring, ons moet besef, ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie, maar van die hemel. Van waaraf ons ook ons verlosser verwag, Jesus Christus ons Here. Die grootste fout wat ons as mense kan maak, is om te dink dat ons finale sekuriteit in 'n aardse paspoort lê. Of jy nou 'n Suid-Afrikaanse paspoort het, of Amerikaanse groenkaart, of Europese burgerskap, as dit jou fondament is, as dit is waarop jy jou toekoms en die toekoms van jou gesin anker, gaan jy teleurgestel word, want dit gaan geskik word. Want broer en suster, op hierdie planeet aarde is daar geen plek wat vry is van sonde, storms en onsekerheid nie. Hierdie aarde is nie paradys nie. Amerika het sy eie diep politieke verdeeldheid.
Europa verloor sy Christelike grondslag en fondament. En die hele wêreld wankel. Elke plek het sy probleme, het sy uitdagings. Ons finale burgerskap is in die hemel. Vir tyd lang 60, 70, so baie sterk as 80 jaar, is ons maar net pelgrims, deurtrekkers deur hierdie woestynlandskap op pad na die hemelse Kanaan. Pelgrims. En daarom besef dat alles wat jy besit, jou besigheid, jou huis, die plaas waarop jy is, geleende grond. Jy is bereid vir 'n kort tydjie lank 'n rentmeester van die Here. Die plaas wat ons oppas is eintlik syne. As ons dit met 'n oop hand kan vashou, geanker in die wete dat ons erfenis in die hemel onverganklik en onbesmet is, dan verloor dreigemente van hierdie wêreld die appel wat seer maak. Hulle kan jou grond vat. Hulle kan jou dreig en bedreig op sosiale media, maar gryp die waarheid en die belofte vas, hulle kan jou nie skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is. Niemand kan ons uit God se hand hoor. Hulle kan jou naam uit die boek van die ewige lewe haal. Hulle kan nie die ewige koninkryk wat vir jou voorberei is ooit onteien sonder vergoeding. So wat is ons antwoord op die vraag vanoggend? Wat is ons roeping in hierdie storm, in hierdie moeilike tye, waar mense, migrante, onwettig uit die land uit gestoot word, terug huis toe of ons maak julle dood, terug huis toe of julle word vervolg, en julle Europeërs pak ook julle tasse. Wat maak ons met die retoriek? Ons roeping is om getroue volgelinge van Jesus Christus te wees, presies waar ons onsself vandag bevind. En broers en susters, as die Here vir jou die pad wys om te gaan, om te begreep, doen dit. Doen dit sonder 'n skuldige gewete. Doen dit met vrede in jou hart. En as die Here vir jou sê, jy moet hier bly, hier is vir jou werk, hier is vir jou roeping, dis die meeste van ons realiteit, dan staan ons vas. Dan bly ons getrou. Veranker in God se woord, geanker in al die beloftes wat daarin vir ons opgesluit word. Ons vlug nie vir propaganda en vir allerlei bangmaakvideo's van klein mense nie. Ons buig nie die knie in vrees. Ons bewoon en ons bewerk ons plase. Ons bou. Ons trou. Ons vermeerder. En ons bid. Ons dien die gemeenskap waarin God ons roep, ons bly bid vir ons land, ons weier om terug te haat wanneer mense ons haat, en ons word nie oorwin deur die bose nie, maar ons oorwin die bose deur die goeie, altyd. Daarom luister ons maar woed. Die koning van die kerk sit op sy troon, in volmaakte harmonie, vrede en rus, hy is in beheer, soewerein in beheer. En sy belofte in Jeremia 29:11 staan vandag soos 'n massiewe rots bo aan die stormsee uit. Ek weet wat ek vir julle beplan. Ek weet wat my gedagtes, ek kan gaan deur julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En daarom, my broers, kom ons gryp hierdie belofte vas, kom ons leef in hierdie sekerheid, geanker in die geloof, en ons bly hoop op hierdie toekoms, hierdie land waar God ons geplaas het. Neem hierdie boodskap ter harte. Hy gaan lewe in vrede. Amen. Ons dank saam. Almagtige God, Here van die leerskare, skepper van die hemel, die aarde en die magtige rykdom van ons velde, ons buig voor die troon vanoggend. Ons 'n gemeenskap van gelowiges wat nie bewus is van die storms wat tans in ons geliefde Suid-Afrika woed. Julle het self ook die video's van haat gesien. U hoor die politieke retoriek wat ons grond en ons lewensbestaan bedreig. U weet hoe die dinge ons saans aan ons harte vat en vrede. Ons bly vandag dat ons soms bang word. Vergewe ons waar ons meer op sosiale media kyk
op die ewige woord. Ons kom anker ons harte vandag weer in die soewereiniteit. Dankie dat U ons nie per ongeluk hier geplaas het nie. Dankie dat U ons bewaker is wat nooit sluimer of slaap. Vader, ons bid vandag vir elke gesin wat voor moeilike keuses staan oor die toekoms. Skenk hulle absolute helderheid en wysheid en neem hulle vrees weg. Vir ons wat hier van staan op die grond wat U ons gegee het, skenk aan ons die krag om te bou en te plan en getroue uitmeesters te wees. Skenk ons die genade om vredemakers te wees. Ons werkers en ons naaste met barmhartigheid te hanteer en om te bly bid vir die vrede van hierdie land. Bewaar ons plase, bewaar ons huise, bewaar ons kerk en bo alles, o Here, bewaar ons harte teen bitterheid en vrees. Ons verklaar vandag dat ons as burgerskap in die hemel en dat ons toekoms veilig is in die hande. Ons vra U dinge in die magtige en onwankelbare naam van Jesus Christus, ons Here en Koning. Amen. Vriende, ons vra die Jacobs om die dank op die liefdegawe op te neem en dan gaan ons sing as dankie vir Psalm 48 vers 4. Ons wil die Heer wat redding skenk, kan al die goedheid gelyk gedenk as ons saam is in die woning